Dit is presies 'n jaar later, sedert ons begin het met ons lockdown. En ek wonder as ek jou vra, wat het jy geleer in hierdie jaar van 'n pandemie en van gegrendel wees in jou huis en moet dink as jy uitgaan wie jy sien en die masker wat jy dra en om jou hande gereeld te sanitize. Wat sal ons oor 5 jaar of 10 jaar van nou af onthou van hierdie jaar, van 2020, 2021? Hierdie laaste maand het ons gesels oor Jesus. En om Jesus se geboorte, se lewe en se dood werklik te verstaan, moet 'n mens ons westerse bril afhaal en na die verhale wat vertel word vanuit die evangelies en Paulus se briewe, moet ons daarna kyk deur 'n Joodse bril. En in die vorige video het ons gesê, die meeste van ons dink aan Jesus waarmee ons groot geword het, van kleins af, en ons het 'n baie positiewe beeld van hom. Die persoon wat altyd by die deur staan met die lamp, die een wat die skaap wat weggeraak het gaan haal, die een wat die verhale vertel van die verlore seun en van die saaier en die goeie herder. Maar daar is ook by baie van ons 'n intellektuele paradoks, dat ons lees uit die briewe van Paulus dat die liefde hou nie boek van die kwaad nie. En tog word ons vertel dat God hou boek van die kwaad. Ons is geleer om mekaar onvoorwaardelik lief te hê en om ons vyande te vergewe. En tog is ons geleer dat daar sekere goed wat God nie vergewe nie. God is alomteenwoordig, maar ons moet vir God vra. Ons moet vir God sê wat ons wil, wat ons moet, wat ons kan. God is alomteenwoordig, maar ons is geleer dat God is in die hemel. En hierdie paradoks, hierdie dualisme waarom ons groot geword het, vir baie mense het dit problematies geword om nog so oor God te dink en Jesus staan in die middel. En soos ons laas keer gepraat het, die twee goed wat uitstaan vir my persoonlik van Jesus is, die een kant is hy die rabbi, hy is die teacher, en aan die ander kant is hy die geneeser, hy is die healer. En ons het in die vorige video gesê, daar is drie woorde in die Grieks wat in Afrikaans vertaal word met genees, maar al drie hierdie Griekse woorde se betekenis is eintlik to make whole. So as ons in Johannes 3 vers 17 lees, dat God het nie sy seun na die wêreld toe gestuur om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld te red, dan is daai woord wat daar gebruik word in Grieks is sozo. It's to make the world whole, to make us whole again. In die laaste maand is dit ook ons lydingstyd in die kerklike jaar. Ons dink daaraan aan Jesus se lyding, en in hierdie heilige week wat voorlê van vandag af met Palmsondag tot Goeie Vrydag tot Paasondag volgende naweek, dink ons oor die laaste 24 uur in Jesus se lewe. Wat beteken Jesus vir jou persoonlik? Wat sê ons as ons sê dat ons glo dat Jesus, die seun van die mens, word seun van God? From our human consciousness to our Christ consciousness. Vir my persoonlik is Jesus 'n voorbeeld, is hy 'n getuienis van wat dit beteken as ons sê dat ons is in die beeld en in die gelykenis van God geskape. Jesus vir my beteken dat hy die teenwoordigheid van God, van wat dit beteken om ten volle gevul te wees met God, wat dit beteken. Dat hy ons herinner om bewustelik te leef, aandagtig te leef, in die bewussyn te leef dat ook jy is 'n seun en 'n dogter van God, in wie God 'n welbehae het. Met ander woorde, Jesus kom wys vir ons die gesig van God. As ons wonder hoe God lyk, dan sê Jesus, die opdrag is eenvoudig. Wees lief vir jou naaste.
Wees lief vir hulle met wie jy nie oor die weg kom nie. Vergewe hulle wat iets aan jou gedoen het. Laat dit gaan, laat dit los. Klee hulle wat naak is, voed hulle wat honger is. Kyk na die weduwees en kyk na die kinders. Besoek hulle wat in 'n tronk is. Sorg vir hulle wat op straat leef. Doen aan ander wat jy in jou geself gedoen wil hê. Hierin lê die liefde en die vrede en die vreugde en die barmhartigheid en die erbarming van God. Dit is wat hierdie rabbi vir my leer. So in hom lê my self ontdek. Met hom vind ek wat dit beteken om ook seun van God te wees. Deur hom is ek geroep om ten volle mens te leef. Ek glo in God. Nie 'n protestantse of 'n Joodse God of 'n Islam God nie. Daar is nie 'n Christen God en 'n Joodse God en 'n Islam God nie. Daar is net God. God is nie 'n Christen nie, God is nie 'n Jood nie, God is nie 'n man nie, nie 'n vrou nie wit of swart nie. God is God. En as ek sê ek glo in God, dan sê ek dit vanuit die Christen tradisie wat ek volg. Ek volg die Christen tradisie. Vir my is Jesus die een wat die Christus word, die Messias, die gesalfde. Wat my kom wys, soos ek nou net gesê het, hoe dit lyk om ten volle gevul te wees deur God. En in elke aksie en elke reaksie wat ek het, te staan as die beeld en in die gelykenis van God. 'n Ambassadeur van dit waaruit ek geskape is, deur dit waardeur ek leef. Ek glo dat niks en niemand my kan skei van die liefde van God nie. Dit waarna Paulus verwys as hy sê, hiervan is ek oortuig, geen dood of lewe of engele of magte of teenswoordige of toekomstige dinge of kragte of hoogte of diepte of enigiets in die skepping kan ons van die liefde van God skei nie, die liefde wat daar is in Christus Jesus, ons Here. Daarom glo ek nie meer langer dat ek God kan afronteer of God kan irriteer of dat God 'n tantrum gooi want God kry nie sy sin nie. Ek glo in 'n God wat liefde is. En 'n liefde is wat alles insluitend is. Ek glo in 'n God wat my nie seën omdat ek die regte goed glo en die regte goed doen nie. Dat God se seëninge is daar vir almal. Dit waarin Job ons so mooi herinner as hy sê, wie het vir die stortreën 'n pad oopgekap en vir die donker wolke hulle koers bepaal, sodat dit reën in 'n land waar nie mense is nie, in 'n woestyn waar niemand woon nie. Maar wanneer ek myself fokus op dat ek beeld en gelykenis van God geskep is, wanneer ek my act together kry, and when I align myself with the divine, dan sal ek ook die wil, the splendor and the desire and the delight van God wees. I will become it. Afhangende van watter denominasie jy is binne die Christen tradisie, as jy in die protestantse geloof is, dan is ons Bybel 66 boeke. As jy in die Katolieke kerk is dit 73, en as jy in die Ethiopiese Kopties ortodokse kerk is, dan het jy 83 boeke wat deel vorm van jou kanon. Hierdie heilige boeke wat ek lees ek as literatuur. En in die verskillende genres wat dit geskryf is, lees ek soms, as ek mooi luister, hoor ek die woord van God. Ek lees nie alles meer letterlik, feitelik nie. Ek lees dit meer histories, metafories, omdat die Bybel geskryf is in hierdie ryk beeldspraak, geweef in simbole en gelykenisse, waar die skrywers probeer om vir die lesers van die dag 'n weg te wys, 'n rigtingwyser te wees, hulle pad terug in 'n verhouding met God. Ons kan net met en oor God praat in die taal van metafore. En daarom vat ek die Bybel baie ernstig,
Daarom vat ek die woorde wat geskryf is oor Jesus baie ernstig. Ek dink ons Christen geloof is nie veronderstel om gebou te wees rondom my veilige klein nis nie, waar ons almal met wie ek nie saamstem nie, met almal wat 'n ander geloofsoortuiging het, uitsluit. Maar dit nie ons toelatingseksamen slaag van hoe ek glo en my manier van glo en my manier van hierdie ou tekste interpreteer nie. God, die waarheid verander nooit. Die waarheid is altyd waar. My interpretasie van die waarheid verander. Ek glo nie meer dieselfde as 'n jaar of 5 jaar terug nie. Ook dit het 'n nuwe interpretasie gekry van wat God vir my beteken, veral in hierdie tyd van 'n pandemie. Christianity is about learning to love like Jesus loved. And Jesus loved the marginalized. Jesus loved the broken. En daarom is my eie getuienis die woorde van Paulus as hy sê, maar al reken ek my lewe, al is my lewe vir my kosbaar, reken ek dit van geen belang nie. As ek net die dienswerk kan voltooi wat ek ontvang het van die Here Jesus. En dit is om die evangelie van God se genade te verkondig. Dit is die Jesus in wie ek glo. Dit is die Jesus wat al soveel keer my blindheid genees het. Soveel keer as ek honger is, sy brood en sy wyn met my gedeel het. Hoeveel keer ek verlam was in my eie ego-denke, hoe hy my weer laat sien het. Hoeveel keer ek myself al aan die kruis vasgespijker het tussen skuld en vrees en skuldgevoelens en vrees, en hoe Jesus my telke male van die kruis afhaal en sê, dit is nie jou plek nie. Hoeveel keer het Jesus my al uit die dood opgewek en die doeke van my afgedraai. Hy het my sê, ek gee vir jou lewe en ek gee dit vir jou in oorvloed. Vir die kunstenaar is hy die skilder, vir die argitek is Jesus die hoeksteen, vir die bouer is hy die fondasie en vir die bakker is hy die brood van die lewe. Vir die bankier is hy die skat in die hemel en vir die boer is hy die saaier. Vir die bioloog is Jesus die begin van lewe en vir die dokter is hy die groot geneeser. Vir die onderwyser is hy die leermeester en vir die joernalis is hy die goeie nuus. Vir die regter is hy die getroue en ware getuie. Vir die filosoof is Jesus die waarheid, die geoloog die rots van alle tye. Vir die wynboer is Jesus die wynstok en vir die bloemiste is hy die roos van Saron en die lelie van die veld. Vir die juwelier is Jesus die parel van onskatbare waarde. Vir die staatsman is hy die koning van alle eeue. Vir die teoloog is hy die alfa en die omega van elke verhouding met God. En vir elke Christen is Jesus die Messias, die gesalfde van God, wat ons kom herinner dat ons as mens is geskape na die beeld en die gelykenis van God. Dit is wie Jesus is vir my. In plaas van ons gebed, gaan ek vandag vir ons die geloofsbelijdenis doen van Nadia Bolz-Weber. Kom ons sluit ons oë en ons luister na hierdie mooi credo. Let me tell you about this God. A God who has always used imperfect people. A God whose loving desire to be known overflowed the heavens and became manifest in the rapidly dividing cells inside the womb of an insignificant peasant girl in first century Palestine. A God who slipped into skin and walked among us, full of grace and truth, with sand between his toes, who ate with all the wrong people, and kissed lepers and touched the unclean and spoke through thirsty women and hungry men.
who from the cross did not even lift a finger to condemn the enemy, but instead said, I would rather die than be in the sin accounting business anymore. This is a God who rose from the dead and grilled fish on the beach and ascended into heaven and is especially present to us in the most offensively ordinary things: wheat, wine, water, word. This God will use all of you, not just your strengths, but your failures and failings and your brokenness. And God's strength is perfected in human weakness. So your brokenness is fertile ground for a forgiving God to make something new, something beautiful. So don't ever think that all you have to offer is your gifts, because God is going to use you too. God is going to use all of you. And the world better watch out, because you know what? This is what being a Christian is all about. Amen.